En die wêreld moet dit hoor. Die wêreld moet besef. Maar vir die wêreld om dit te hoor, moet die kerk verstaan. En die kerk moet dit besef. Ons moet besef, ons het 'n verlosser nodig. En ons moet besef dat elke mens op die aarde het 'n verlosser nodig. Ek laat laai vir my na Lukas. Lukas hoofstuk 2. En dit is daardie welbekende verhaal van Jesus se geboorte, wat ons almal seker baie goed ken. Maar ons gaan dit nog steeds lees. Lukas 2 vanaf vers 1 tot 20. Dit is nogal 'n lang stukkie, so kom ons lees die woord van die Here, oor die woord van God. Daar was skaapwagters, daar begin ek die tweede gedeelte van hoofstuk 2 vers 1. In daardie tyd het keiser Augustus 'n dekreet uitgevaardig dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word. Dit was die eerste volstelling wat gehou is toe Cyrenius prokurator van Syrië was. Almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen na sy eie dorp. Josef het ook gegaan en hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, aan die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en nageslag van Dawid afkomstig was. Hy het saam met sy verloofde Maria, wat swanger was, gegaan om hom te laat registreer. Terwyl hy daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word. En sy het geboortegeskenk aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing, wat in die oop veld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn, en die hemelse gans van die Here het rondom hulle geskyn, en hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: moenie bang wees nie, kyk, ek bring vir julle goeie boodskap, wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. En dit sal vir julle die teken wees: julle sal 'n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engele 'n hemelse menigte wat God loof. Ere aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af na die hemel weggegaan het, sê die skaapwagters toe vir mekaar: kom ons gaan reguit na Bethlehem en gaan kyk na wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het. Hulle het haastig daarin vertrek en Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê daar aangetref. Nadat hulle hom gesien het, het hulle aan almal gaan vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat hiervan gehoor het, was verwonder oor wat die skaapwagters aan hulle vertel het. Maar Maria het al hierdie woorde gekoester en in haar hart daaroor bly nadink. Die skaapwagters het teruggekeer terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, presies soos dit aan hulle meegedeel is. Vader, ek bid dat U hierdie woord tot ons harte sal seën vanmôre. Here, mag ons ook weer eens herinner word aan hierdie blye boodskap, hierdie blye tyding, hierdie evangelie, wat eers aan die skaapwagters verkondig is en ook aan ons. Dat in die stad van Dawid is daar vir ons 'n verlosser gebore, Christus die Here. Here, mag ons dit oor nadink, mag ons dit koester in ons hart, mag ons dit werklik inneem vanmôre. Kom, o Heilige Gees, en openbaar in ons die waaragtigheid daarvan. En Here Jesus, U, ons verlosser, ons Here, ons Christus, ons Immanuel, mag U vereer word in die woord wat uitgaan. Amen. En amen. Julle sal onthou in die eerste boodskap in hierdie reeks het ek verwys na Lukas wat so baie besonderhede binne in sy verhaal inplaas. Hy sit soveel detail in wat partykeer onnodig is. En selfs in hierdie gedeelte sien ons dat hy begin die hele geboorte van Jesus, nie met die geboorte van Jesus nie, maar met 'n dekreet wat uitgevaardig word deur keiser Augustus. En in die tyd van Cyrenius, die heerser van Syrië op daardie tyd, of die prokurator van Syrië op daardie tyd. En Lukas gee ons daardie besonderhede. En 'n mens wonder, is dit nodig om enigstens dit daarin te skryf? En die rede hoekom ek vra is nodig om dit te gee het, is dat Lukas het amper vir ons 'n probleem veroorsaak.
Want as ons kyk na die geskiedenis, dan sien ons maar, hierdie Cyrenius wat genoem word as die prokurator van Syrië, was eers die prokurator in 6 na Christus. En ons weet Herodes het gesterf in 4 voor Christus, so dit gee ons 'n 10 jaar probleem oor waar Jesus gebore is en wanneer Jesus gebore is. Ek weet baie keer tydens hierdie tyd stry ons op Desember 25. Ons wonder of dit 25 Desember is. Luister, die evangelieskrywers het gewonder wat se jaar dit is. Die datum, die 25 Desember, was nie eens by hulle 'n gedagte nie. Dis iewers in daardie dag. Kyk hoe begin hy. In daardie dag. Iewers in daardie dag. Die keiser Augustus het 'n dekreet uitgevaardig. En in die eerste telling van Cyrenius, die prokurator van Syrië. En ons het 'n probleem, want ons weet van 'n volkstelling wat gehou is deur die prokurator van Syrië, en dit is tussen 6 en 7 na Christus. En so wanneer is Jesus dan gebore? En daar's 'n paar maniere hoe mense kan antwoord. En die maklikste om te sê is dat die woord wat gebruik word, dat wanneer dit gesê word dat dit die eerste volkstelling is van Cyrenius, kan daardie woord ook vertaal word voor die eerste telling van Cyrenius. En dat Lukas dalk sê dit is 'n volkstelling, maar dit is nie daai ene nie, dit is een voor daai ene. Dit is iewers voor hom. Of dit die antwoord is, weet ek nie. Ek dink dit is die antwoord die maklikste antwoord. Ons het nie genoeg geskiedenis om ons te sê wat hierdie volkstelling is en presies wat se datum dit is. Ons weet net dit is rondom daai tyd. Ons weet hy moet gebore word voor 4 voor Christus, want Herodes is dood in 4 voor Christus, en hy moet nog die kindertjies in Bethlehem doodmaak 2 jaar later. So, ons kyk omtrent 6 voor Christus tot 7 na Christus, is 'n groot gedeelte van tyd. En die hele ding is dat Lukas besluit om dit te skryf, maar daar is 'n punt wat hy wil maak. En dit is nie om vir ons die tyd te gee van wanneer dit gebeur nie. Ek glo dat wat Lukas hier skryf is waaragtig. Ons het net nie al die kennis in die wêreld om te weet wat se volkstelling dit was. Miskien was Cyrenius 2 keer 'n prokurator, miskien was hy vroeër 'n prokurator, toegetrek na 'n ander land en toe teruggekom het, soos wat gebeur het in daardie tyd. Jy het vir 2 jaar het jy iewers gaan uitkamp en jy was die leier daarso, en dan het jy na 'n ander plek toe gegaan en jy teruggeplaas na die ou plek toe. Wat ook al dit is, ons weet is in daardie dae wat dit plaasvind. Ons het nie nodig om te weet wat die tyd is nie, want Lukas het in die vorige hoofstuk vir ons gesê, toe Herodes die koning van Juda was, is daar aangekondig dat Johannes gebore gaan word. 6 maande later dat Jesus gebore gaan word. So ons weet in wat se tyd dit is. Rondom by wat se tyd dit is. So dit kan nie wees dat Lukas vir ons die tyd wil gee nie. Hy maak dit juis vaag wanneer hy sê in daardie dag. Daardie dag. Maar wat Lukas wil hê ons moet verstaan, is dit. In die tyd, toe keiser Augustus 'n dekreet uitvaardig, dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word, het hierdie dinge plaasgevind. En die rede hoekom hy dit noem, is om vir al sy lesers te vertel, dat God gebruik die grootste leier van die bekende wêreld op daardie stadium, om sy wil uit te voer. Want hier is die probleem waarmee ons sit. Josef en Maria is in Nasaret van Galilea. Dis 160 km weg van Bethlehem af. Dis omtrent 4 tot 10 dae se reis. 4 as jy met 'n perd ry, 10 as jy met mense gaan. Omtrent 10 dae se reis weg van die plek af wat hulle is. Hoe kry jy daai twee mense om hulle goeders op te pak, terwyl die vrou verwagtend is en nie lus is om iewers heen te gaan nie, om na julle ander dorp te gaan sodat 'n profesie vervul kan word? Nou, God kan 'n engel gestuur het en vir Josef gesê het, luister, ek dink jy en Maria moet begin oppak en regmaak dat jy Bethlehem toe kan gaan. Daar's baie maniere wat God dit kan doen. Maar God wys sy krag. Hy gaan roep 'n heidense koning om die hele ryk in beweging te kry. Sodat almal begin rondtrek. Sodat hy 2 mense in die regte dorp kan kry op die regte tyd. Dis wat Lukas vir ons hier wys. Die opperheerskappy van God om sy wil uit te voer binne in sy plan.
hierdie is beplan deur God en hy gaan dit uitvoer. Daar is geen ding wat God gaan keer om te doen wat hy wil doen. Ons sien dat Lukas dit dikwels doen in sy verhaal. Wanneer ons kom by die kruisiging, wanneer ons aan die einde van Lukas kom, sê hy herhaaldelik, dit moes plaasgevind het sodat dit gebeur het. Dit moes so gewees het. Selfs in Handelinge 4, een van my gunstelinge gebede wat die kerk bid. Hulle sê al die nasies het 'n keer gegaan en Herodes en Pontius Pilatus en al die mense op dieselfde tyd bymekaar gekom om die Christus te kruisig. En hulle het alles gedoen wat U hand vooruit bestem het om te laat gebeur. En so Lukas hou van hierdie gedagte dat God maak die keiser doen wat hy wil. Die keiser van die Romeinse ryk mag dink dat hy die grootste koning is en die grootste Here is en die magtigste persoon op aarde is. Maar wanneer God van die hemele vir hom sê, doen so, dan doen hy so. Selfs die keiser buig die knieë voor ons koning. Ek kan nogal dink, jy wil ons, gewoonlik wanneer ek die stories van die Bybel lees, dan probeer ek dit soort van half in ons eie menslike konteks te sit. Ons sit partykeer die stories so ver weg in die hemele, dat ons amper nie sien wat aangaan nie, maar dink by jouself, as jy nou Maria is, en jou man kom na jou toe en sê, luister, ons moet oppak en 160 km ver trek. Hoekom? Want die keiser wil ons stel. Hoekom? Kan ons nie net die bly nie, kan nie net 'n brief stuur. Inteendeel was Maria nie eens nodig nie. By volkstelling hoef net die man te gegaan. Maar Josef besluit om Maria saam te vat. Hy wil haar seker nie agterlos alleen in Nasaret nie, want gaan die kindermense nou weer skinder. Oor ja, nou het haar agtergelos. So hy sê maar vir haar vrou, kom ons gaan. Hy is verloof. Kom ons pak op en ek kan net dink, as dit nou soos een van ons mense is. Ag, ons nou oppak. Hierdie stupide koning, hierdie keiser wat nou wil tel. Man, hulle is sommer laf. Die regering maak net nonsens droog. Hoekom doen hulle hierdie dinge? Hoekom doen hulle dit? Hoekom sê hulle dit? Hoekom maak hulle hierdie wet? Is daar iets anders wat jy kan doen nie? Min weet dat God besig is om sy wil te bewerkstellig. En ons dink dit is maar net die regering wat dit doen. Dink aan ons eie, hoe ons baie keer kla oor dinge wat gebeur in die wêreld. Hoekom gebeur al die dinge in die wêreld en maak hulle al die reëls? Ons weet baie keer nie hoe God soewerein en alles uitwerk volgens sy wil en plan nie. Dis iets wat ek herhaaldelik sê. Broer en suster, wat gaan gebeur volgens God se plan. Ons mag nie altyd daarvan hou nie. Niemand van ons dink dis goed dat 'n verwagtende vrou 160 km moet stap nie. Dis nie karre nie, dis nie busse nie. Daar's nie 'n vliegtuigkaartjie nie. Die beste wat sy kry is nou en dan op 'n donkie te sit. Maar stap gaan sy stap. In die veld gaan sy slaap. Maar God doen dit want hy is besig om sy wil uit te werk, om hierdie twee mense uit Nasaret uit te kry, na Bethlehem toe, want hy het 'n plan. En Lukas maak dit baie duidelik dat die plan is, hy moet gebore word in Bethlehem, want dit is die stad van Dawid. Wat ook interessant is, want die stad van Dawid is Jerusalem. Jerusalem is die stad van Dawid. Bethlehem is die stad waar Dawid gebore is, maar Jerusalem staan bekend as die stad van Dawid. Lukas besluit om Jerusalem heeltemal af te sny en sê dit gaan nie oor Jerusalem nie, dit gaan oor waar hy gebore is. In die stad van Dawid, waar Dawid gebore is. Hy is 'n koning soos Dawid, hy is uit die lyn van Dawid. Hy noem dit 2 keer, hy sê hy is die nageslag en die lyn van Dawid. Josef is absoluut 'n seun van Dawid. Ek het al voorheen vir julle gesê, dis belangrik dat ons besef dat Josef is die seun van Dawid. En hy word die pa wat Jesus gaan aanneem en deur sy lyn is hy die seun van Dawid. Jesus is die seun van Dawid omrede hy aangeneem word deur Josef. Maar hy moet gebore word in die stad waar Dawid gebore is. En dit is Bethlehem. 'n klein dorpie waarvan niemand weet nie, soos Pofadder.
Ons weet nie wat daar aangaan nie. Ons weet nie eens of hulle 'n stadsraad het nie. Ons gaan na Bethlehem toe, uit Nasaret uit. Een klein dorpie na 'n ander klein dorpie. En mense sal amper gedink het, sou dit nie beter gewees het as die Messias in Jerusalem gebore word. Jerusalem is tog die stad van God, dis tog die lig van die wêreld, dit is tog die plek waar God sy teenwoordigheid wys, maar God stap verby Jerusalem. En hy gaan Bethlehem. En mense kan ook sê, ja, maar dit is sodat die profesie vervul is, maar God het lank terug besluit om die profesie te maak. Hy kon 'n profesie gemaak het oor Jerusalem, en dan sou die Messias in Jerusalem gebore word. Wat ek wil hê ons moet verstaan is dat ons kan nie God se plan verstaan nie. Ons kan allerlei dinge uitdink, maar God dink nie soos ons nie, hy werk nie soos ons nie. Hy gaan kies 'n klein dorpie, wat almal op sy geskuif het, waarvan niemand weet nie en niemand oor omgee nie. Behalwe oor een feit, en dit is die koning gebore word in Bethlehem. En daar die nederige staan. En ons vind Maria en Josef dan in Bethlehem, deur God gerig tot daar. En ek weet baie keer as ons hierdie gedeelte lees en as ons kyk na die populêre uitstalling daarvan, dan het ons hierdie gedagte dat Maria altaar besig was om geboorte te skenk toe sy daar by die herberg aankom en hulle klop aan die deur in die aand en die wind waai en dit sneeu en dit skout en akelig gebeur en die herbergier is daar en hy sê ag nee man ek soek julle nie hier nie en hy stuur hulle na stal toe. Dis nie wat hier gebeur nie. Die teks is nie duidelik daaroor. Heel waarskynlik is Josef en Maria al vir 'n rukkie in Bethlehem. Hulle het daar aangekom, hy het nie met haar getrek terwyl sy besig is om geboorte te gee. Hy is al 'n rukkie daarso. Hulle bly al in die herberg. Wanneer daar gesê word dat daar nie 'n plek gevind is vir hulle nie, moet ons verstaan oor hoe die herberg gewerk het in daardie tyd. Die woord vir herberg daar is nie is die woord wat 'n mens gebruik vir herberg nie. Die woord is kamer. Daar was nie kamer. En hoe dit opgestel was in daardie tyd, was dat jy 'n groot vertrek gehad het waar almal gesamentlik geslaap het. Jy het jou maatjie uitgegooi en jy het geslaap tussen al die ander mense daar. Dit is hoe dit was. Dieselfde woord wat gebruik word hier vir herberg is die woord wat gebruik word wanneer Jesus die disippels stuur en sê, gaan maak vir ons plek in die herberg waar ons gaan eet. Dis die kamer. Die groot vertrek waar almal van ons gaan saamkom en ons maaltyd gaan eet. En so hierdie is 'n groot kamer waar die mense slaap. Maar as die vrou begin om geboorte te gee, kan sy nie dit daar tussen die mense doen nie. En so die enigste plek wat die herberg tot sy beskikking het, is die stal. Dis nie asof hy hulle uitjaag nie, hy maak 'n plan. Hier is 'n stal. En 'n stal is soos wat ons ken met die hout goedjies, dis nie 'n stal nie. Definitief nie 'n stal nie. Ek weet as jy 'n stal daar is, maar dis nie 'n stal nie. Die stal daar was heel waarskynlik 'n grot. Dis 'n grot waar die diere gebly het en waar hulle die voer gesit en so vir hulle net uit die wind en weer uit is. So Jesus is daar in 'n stal of 'n grot aan die kant van die herberg. Dis waar Maria geboorte gee. Dis nie soos 'n bed and breakfast nie, met baie kamers nie. Dis nie soos 'n enigste plek nie. Dis net een kamer, waar almal slaap. En Maria gee geboorte aan 'n kind daar. En ek weet dat die hele punt van dit alles, aan die ene kant, ja, daar was nie plek nie. Hy het nie sy eie huis gehad, en dis nie 'n paleis nie, dis nie 'n koningshuis nie. Dis nie Josef se eie huis nie. Alhoewel dit sy geboortedorp is, Josef dit sê dat dit Josef se geboortedorp ook is. Het Josef self nie 'n huis daar. Geen plek word gevind vir die koning om gebore te word. Dit is nie in 'n maklike omstandighede wat hierdie kind gebore word nie, dit is in 'n nederige stal. In nederige doeke word hy neergelê in 'n krib, waar hy diere gee. In die een plek is dit om te wys dat hierdie koning van die hemele, hierdie uitnemende seun van God, in nederigheid kom. Nie in heerlikheid, maar nederigheid.
Hy kom vind ons waar ons is. Sy uiteindelike vernedering staan in die kruisfees, maar dit begin al hier. En dit is nie dat hy in 'n herberg gebore word, of in 'n stal gebore word en in 'n krib gelê word nie. Ons kyk baie keer na dit as die laagtepunt van die storie, dat hy in 'n krib neergelê word. En ek wil hê ons moet iets mooi verstaan hier. Hierdie is nie die nederige punt nie. Die nederige punt is dat hy gebore is as mens. Hy is al klaar verder verneder as wat jy aan kan dink. Die krib het niks daarmee te doen. Die feit dat hierdie God voor wie die engele buig, aan wie die engele eer betoon, mens word, is die vernedering. Die krib is 'n wysheid. Die stal en die krib, dink ek, word gekies vir een rede en een rede alleen. Dit gaan 'n teken wees vir die herders om hom te vind. Hulle hoef nie na elke huis toe te gaan nie. Hulle hoef net een te soek met 'n stal. Reg? As jy nou vir die mense gaan sê, gaan soek 'n kind wat gebore is, gaan jy reg van elke deur klop? Nee, ek gaan hom buitekant sit, sodat julle weet waar hy is. Gaan soek die stal, gaan soek die herberg met 'n stal. En daar gaan jy 'n kindjie kry. Die stal waar 'n kindjie is, dis hy. Die vernedering is Christus wat mens word. Die stal en die krib is 'n teken vir die skaapwagters om hom te kry. Want dit is die teken wat gegee word. Hier is die teken dat die Christus gebore is. Gaan soek 'n stal met 'n kindjie wat gebore is in 'n krib lê. Dan weet julle, dit is die regte een wat julle gekry het. En dit is dan wanneer ons by hierdie groot gedeelte kom. Skaapwagters in die veld. En ek gaan regtig nie met mense stry oor of dit in die winter of in die somer was, of wat dit is nie. Die feit van die saak is dat die mense diere buite toe gevat het, buite die stad. Want hulle moet eet. En die gaan nou nie in en uitvat elke dag nie. So partykeer het jy buitekant geslaap. En net soos wat partykeer in hierdie somerdae wat ons koue dae is, en partykeer in die winterdae warm dae is, kon dit in Desember gewees het, of dit kon in September gewees het, maar dit maak nie saak. Dis nie die punt van die storie nie. Die punt van die storie is daar skaapwagters buite in die veld. En dan sê daar daarvan dat die engel binne in Bethlehem daar by die stal gaan staan. En vir almal wat rondom die stad is, vir hulle sê, kom aanbid die koning wat gebore is. Gaan die engel buite die stad na die skaapwagters wat weg is. En hy gaan verkondig aan hulle die evangelie. En dit is wat belangrik is hierdie gedeelte. Dit is wat belangrik is. Hoekom? Weereens is daar baie mense wat in die geskiedenis gekyk het en gesê het, ja, die skaapwagters was soort van half die uitgeworpenes, die mense wat die laagste klas is. Die probleem is dat dit eers omtrent 200-300 na Christus 'n probleem geword het vir die skaapwagters. In die tyd van hierdie gebeurtenis was die skaapwagters laat tot middelklas. Hulle was gewone werkers. Daar was nie enigstens iets rondom skaapwagters se nederigheid wat ten sprake is binne die evangelie nie, want dis nie wat Lukas noem nie. Hy verwys nie eens daarna. Ek weet Matteus sê die wyse manne wat kom van die ooste af. Lukas besluit die skaapwagters. En ek dink nie dit gaan oor omrede hulle die mense wat buite die stad is, of omrede hulle die mense wat weg is nie. Daar's baie teorieë rondom dit. Net soos wat ons buite die stad is, word ons ingeroep binne die stad in. Daar's daai teologie wat partykeer gaan, ons word ingeroep van buite af na binne toe. Ek dink daar is 'n eenvoudige antwoord oor hoekom die engele aan die skaapwagters die eerste evangelie verkondig. En dis eenvoudig dit. Abraham was 'n skaapwagter. Jakob was 'n skaapwagter. Toe Moses geroep is, was hy 'n skaapwagter. Toe Dawid geroep is, was hy 'n skaapwagter. Daar was baie skaapwagters voor Jesus. Maar toe die skaapwagter van ons siele op aarde verskyn, wie dink julle gaan die engele eerste doen?
die skaapwagters. As voorstelling van Abraham en Jakob en Moses en Dawid en almal wat vooruit gegaan het en gesê kom kyk na die skaapwagter, die verlosser van ons. Want dan skaapwagters is die evangelie eers verkondig in Abraham. In jou sal al die nasies geseën word. Aan Jakob word die naam Israel gegee, want jy gaan 'n lig vir die nasies wees. Skaapwagter Jakob. Moses hou om die skape hier op te pas, jy gaan my volk uitlei bring na die berg waar hulle God gaan aanbid. En jy gaan hulle vat na die beloofde land toe wat hulle in besit gaan neem. Soos wat jy die skape gelei het, gaan jy hierdie skape lei. Dawid, jy wat skaapwagtertjie is, wat die leeu's geveg het, wat die beere geveg het, gaan vir Goliat verslaan. Jy wat skaapwagter is, gaan my volk as 'n skaapwagter en 'n herder lei. En nou kom die herder. En hy word gebore in 'n stal. En die skaapwagters word geroep om eerbied te bring aan hom. Dis wat jy. En soos wat elke persoon in die Bybel ooit wat met 'n engel te doen gehad het, reageer, is om eers bang te word. Hoe weet jy het 'n engel gesien? Jy is op jou gesig. Jy is besig om te bewe. Dis hoe jy weet iemand het 'n engel gesien. Dit is nie soos ook. Hallo lief. Nee. Engel kom daar en verskyn aan hulle en hulle is vreesbevange. Maar hulle is vreesbevange nie net om rede engel aan hulle verskyn nie, want dit is natuurlik die rede. Maar ons vind in hierdie teks ook daardie belangrike woorde en die heerlikheid van God het hulle omring. En julle sal onthou van die reeks toe ons gewerk het deur die naam van God, die woord van God en die heerlikheid van God. Is hierdie nie net 'n verblindende lig nie. Hier is nie net dat die engel geskyn het met helder klere nie. Hierdie verwys na God se teenwoordigheid. Hierdie herders word omring deur die teenwoordigheid van God. Die engel is daar en die heiligheid van God omring hulle en is rondom hulle. En natuurlik sal elke mens wat in die heilige teenwoordigheid van God kom, op dieselfde manier reageer. Jesaja 6, sy reaksie is, ek is 'n mens met onrein lippe en 'n volk met onrein lippe. Toe Petrus besef het wie Jesus is, sê hy, gaan weg van my af, ek is 'n sondaar. En elke mens wat vir God in sy heiligheid staan, besef dit, ek mag nie hier wees nie. Dit is daardie selfde gevoel, as jy by 'n belangrike funksie is, of kom ons sê selfs kerk toe kom op 'n Sondagoggend, en iemand sê vir jou, jy het gemors op jou, maar lees dat jy het gemors, jy het. Hoe dink jy gaan sy reageer die hele oggend? Probeer om te cover, probeer weg te kyk, nie direk na jou te kyk nie. Ten volle bewus van die merkie wat op haar is. Sy is vreesbevange dat jy dit ook gaan sien en almal gaan sien, almal op my kyk en sê, eet jy nie normaal nie. Nou dink jouself in, wanneer ons voor die heilige God staan en ons besef, die vuil kolle nie net op ons hemp nie, maar op ons gesig en op ons lyf. Jy besef, ek mag nie hier wees, ek kan nie hier wees nie, moenie vir my kyk nie. En die boodskap, die blye boodskap, en dit is hoekom die engel sê, moenie bang wees nie, ek kom nie met 'n oordeel nie, maar ek kom met 'n goeie tyding, ek kom met 'n blye boodskap, ek kom met die evangelie. En dit gaan groot vreugde vir julle en die volk bring. En wat is die evangelie wat verkondig word? Kyk vandag vir julle. Kyk hoe persoonlik maak jy dit. Vir julle. Julle wat nou bang is, julle wat nou in julle son hier so staan, vir julle is daar in die stad van Dawid 'n verlosser. Iemand wat julle gaan verlos. Verlos van julle sonde, verlos van julle
denke, julle werke, julle veiligheid en alles wat julle skei van die Here julle God af. Een wat julle gaan vrymaak van die dood en die verganklikheid en die nietigheid van hierdie wêreld. Vir julle is in die stad van Dawid gebore verlossing. Dit is groot nuus, dit is goeie nuus vir almal. En dit is so jammer dat die kerk vandag daardie groot boodskap mis. Want die groot boodskap van die kerk vandag het geword, kom ons wees 'n sosiale struktuur, in 'n plek waar mense kan tuiskom. Kom ons wees net 'n plek waar ons drukkies uitdeel, kom ons wees net 'n plek waar mense gemaklik kan wees vir hulself. En tog is dit nie die rede hoekom Christus gekom het. Ons reaksie behoort te wees, Here, ek is 'n sondaar, maar U is 'n groot verlosser. En so ek kom na U toe, en ek gryp U aan, want U is my enigste hoop. Dis die rede vir die evangelie. Nie om die beste persoon te wees wat jy kan wees op aarde nie. Ons het 'n verlosser nodig. En so die engele bring daardie goeie tyding. Ons het 'n verlosser nodig. Wie is hierdie verlosser? Hy is die Christus, die Messias, die gesalfde. Kan die engel meer spesifiek wees? Ja, hy kan. Hy is die Here. En dit, daardie titel wat hy daar gee, Christus die Here, dit is 'n groot titel daar. In die eerste plek vir enige heidene in daardie tyd om hierdie woorde te hoor. Die Here. Daar is net een Here vir hulle en dis die keiser. Ons het al klaar gesien, Lukas maak van die keiser die Here se slaaf. Hierdie keiser is die Here se diensknegt. Die een wat gebore word is die Here. So vir die heidene is dit al klaar, om hierdie die Here te noem is baie groot probleem. Vir die Jode is dit nog moeiliker, want die Here beteken vir hulle nie net iemand wat heers nie. Die Here is die naam wat hulle gee aan hulle God. Yahweh, die Here. Dis hoekom ons dit vertaal in die Bybel as die Here. En so vir Lukas om so vroeg in die evangelie te sê, die kind wat gebore word is die Here, Christus. Dis nie net die eenvoudige titel nie, ons ken dit as Christus die Here. Maar ons moet verstaan wat die erns van hierdie titel is. Hy is die gesalfde van God, maar hy is die Here self. Daar is baie bekende sêding wat ons gebruik in die werksplek of selfs by huis. As jy iets gedoen wil hê, doen dit jouself. Ek weet nie of julle dit al gebruik het nie, ek gebruik dit baie keer. Ek sal dit eerder self doen as om iemand anders te vra, want hulle gaan dit net droog maak. As jy iets gedoen wil hê, doen dit jouself. En ek dink dis omtrent hoe God gevoel het op hierdie stadium die mense geskiedenis. As ek iets wil doen, gaan ek dit self moet doen. Want Abraham het geval, en Jakob, en Moses, en Dawid, en Salomo. En kyk, as ek iets moet doen, moet ek dit self doen. En so die Here self word mens. En hy word die gesalfde. En hy is die verlosser. Hy wat Abraham geroep het om die vader van nasies te word die een deur wie die nasies geseën kan word. Hy wat Moses geroep het om die volk te lei na die beloofde land, word die een wat ons gaan verlos en na die beloofde land vat. Die Here self betree die wêreld, hy is Yahweh. En dit is die evangelie, dit is nie net dat Jesus gekom het en gebore is as 'n babatjie en 'n babatjie gebly het en nie, hy het gekom met 'n doel om ons te verlos. Te verlos van ons sonde, te verlos van die dood en die verganklikheid van hierdie wêreld, wat deur ons sonde in die wêreld ingekom het. En so in die God-mens, in Christus, verenig God hom en die mens in een liggaam.
Jesus. Dis wat Kolossense vir ons sê. En daarom is hierdie lofsang so besonder vir ons. Nadat die engel die profesie gee, skielik is daar saam die engel 'n hemelse menigte wat God loof. In vers 15 sien ons, nadat die engele van hulle af na die hemel weggegaan het. So Lukas is bewus van die feit dat hierdie engele is wat rondom die skaapwagters is. Maar hy besluit om 'n woord te gebruik wat baie belangrik is. Hy sê die hemel menigte. Die menigte is van die hemel. En dit is 'n titel wat in die Ou Testament gebruik word, hoofsaaklik vir die ander gode van die ander nasies. Of vir al die engele wat om God se troon is. Of vir al die sterre wat in die hemel is. Hierdie is 'n soort van die titel wat gegee word vir die hele orde van heersers wat bestaan. Die hoogste heersers wat jy kan kry, is die menigste. En God staan bekend in Jesaja 6 as die Here van die leerskare. Dis dieselfde woord. Die Here van die leerskare. En die rede hoekom Lukas wil hê ons moet in die eerste plek sien, die hele hemelse menigte is daar. Dis omrede ons moet besef dat God het aarde toe gekom. Want waar is die hemelse menigte? Waar God is. Ons sien in die Ou Testament, wanneer die term gebruik word, is dit hoofsaaklik wanneer God tussen die hemelskare stap om oordeel uit te voer. Hierdie kan vertaal word as die leermag van die Here. Dis wanneer God sit op sy troon en sy oordeel uitspreek oor die wêreld. Dan word hy omring deur al die hemelmagte en al die hemelwesens. Jy sien dit in Openbaring, jy sien dit in Esegiel, jy sien dit in Jesaja. God sit op die troon en die hemelwesens is rondom. En God gee sy oordeel. Maar nou is God op aarde. So waar gaan die engele wees? Op aarde. En hierdie skaapwagters bevind hulle binne die teenwoordigheid van die Allerheiligste God. Vir 'n oomblik. En alhoewel dit die einde van hulle bestaan moes beteken, word die boodskap gegee. Eer aan God in die hoogste, maar vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Vrede in steede van oordeel. Vrede want Christus het gekom om die vrede te herstel tussen ons en God. Hierdie is nie 'n vrede van die wêreld nie. Daardie baie bekende lied wat geskryf is oor The Bells on Christmas Day, gaan oor ons sing van Kersfees en die vrede van Kersfees terwyl ons besig is met oorlog. Broer maak broer dood en mens maak mens dood en oral is daar net gevegte en geweld. Waar is die vrede? En daar word baie mooi gepraat oor sekere wonderwerke van Kersfees waar daar vrede was vir 'n kort tydjie tussen mense. Ons ken daai groot verhaal in die Eerste Wêreldoorlog toe die Duitsers en die Engelse op Kersdag saam Kersfees gevier het. En die volgende dag mekaar doodgeskiet het. Waar is die vrede? Dus jy is die punt. Die vrede is nie net 'n vrede tussen mense nie, vrede is tussen ons en God. Hierdie skaapwagters is welkom in die teenwoordigheid van God. Want hy het vrede gemaak met die mense in wie hy welbehae het. Die mense aan wie hy homself openbaar het, aan wie hy besluit om homself te openbaar. En hy bewerkstellig dit deur die verlosser, Jesus Christus. Hulle smaak vir 'n oomblik dit wat ons deur die eeue gaan smaak, elkeen wat voor hom kom. En die wêreld moet dit hoor. Die wêreld moet dit besef. Maar vir die wêreld om dit te hoor, moet die kerk dit verstaan. En die kerk moet dit besef.
En dit is julle. Ons moet besef, ons het 'n verlosser nodig. En ons moet besef dat elke mens op die aarde het 'n verlosser nodig. En ons het die werk wat hierdie skaapwagters ontvang op hierdie dag. Gaan soek die kind. En as jy hom gaan vind het, gaan vertel vir die ander van hierdie kind. Ons praat baie oor hoe die wêreld agteruit gegaan het, sonder om ironies te verstaan dat die kerk het stil gebly, en dis hoekom die wêreld is soos wat hy is. Want ons preek sosiale strukture en mooi denke en drukkies en goedjies. En dis nie dat ek verkleineer nie, ons moet natuurlik liefde en vrede en al die dinge het, maar ons moet in eerste plek besef dat ons het 'n aardige probleem. Sonde. Wat ons skei van God. Wat ons ewig onder die toorn van God sit, in oorlog met God stel. En die enigste hoop wat enige iemand in die wêreld het, is om die verlosser, Christus die Here, te aanbid. Want in hom is daar vrede. In hom is daar vergifnis. In hom alleen is daar verlossing. En so dit is ons verkondiging. Ons hier skaapwagters het presies gaan doen wat hulle gesê is om te doen. Hulle het die Christus gevind in die stal. Hulle het almal daar vertel van wat oor die kindjie gesê is. En toe het hulle teruggegaan na waar hulle was, buite in die stad. En God geloof en geprys. Ek sou nie geslaap het daar. Maar alles is, ons moet teruggaan, ons moet gaan verder werk. Gaan doen wat ons moet doen. Maar terwyl ons doen wat ons moet doen, terwyl jy werk wat jy moet werk, waar ook jy jouself bevind, kan jy mense vertel van Christus. Sien, nie almal word geroep om 'n evangelis te word in 'n ander dorp of in 'n ander stad of in 'n ander land. Die skaapwagters gaan terug na hulle werk en hulle gaan verkondig dit wat hulle gehoor en gesien het. En so word ons ook in ons alledaagse, waar ook al ons is, geroep om te getuig van die wonder van Christus. Om te sê dat in die stad van Dawid in Bethlehem is daar vir julle 'n verlosser gebore, Christus die Here. En so eer aan God in die hoogste hemele en vrede vir julle in wie hy 'n welbehae het. Een van die mooiste gedeeltetjies in hierdie stuk is in vers 19. Almal was verwonderd oor wat die skaapwagters aan hulle vertel het. Maar Maria het al hierdie woorde in haar gekoester en gereeld daaroor nagedink. Weet julle wat se besonderheid gee Lukas vir ons hierso? Wat se wenk gee vir ons, wat se inligting gee vir ons hier? Waar dink jy het hy die storie gehoor van wat hier gebeur het? By Maria. Lukas het met Maria gepraat. Sy vertel my van daardie aand. Hy weet dit, want Maria het dit gekoester, sy het daaroor nagedink elke oomblik. Sy het nie verstaan nie. Sy het nie alles geweet wat dit gaan behels nie. Maar sy het daaroor gedink. Sy het besef hoe sy haar seun aan die kruis sien. En toe sy hom in die graf moes neem. En die woord daar van ons. Kom ons bid. Vader, o Heilige Vader, Here, wat voorreg om te weet dat U in elke situasie, in elke omstandighede U groot plan uitwerk. Selfs wanneer ons nie alles kan verstaan wat van ons voorlê nie. Here, mag ons vanmôre berus in die gedagte dat U alles uitwerk volgens U raadsbesluit.
Here Jesus, U wat vir ons die verlosser geword het. Dat daar die heilige troonkamer van die hemel verlaat het. En neergedaal het in die gestalte van 'n diensknegt aangeneem. Terwyl U geweet het, Here Jesus, waarheen U op pad is. En ek wonder, Here, of van hierdie skaapwagters en van hulle kinders uiteindelik gaan uit op kruising kom. En tog het U vir hulle gekom. En vir ons gekom, Here. Ons wat U nie wou geken het nie, ons wat U wou verwerp. Die mensdom wat hulle rug op U gedraai het. Tog het U, o Here Jesus, neergedaal. En soos ons geword, sodat U vir ons die verlosser kan wees. En so ons buig ons knieë voor U vanmôre, o Christus ons Here. Here, mag al die engele U naam sing en U loof en prys. En mag ons, Here God, U naam groot maak onder die nasies. Here, mag ons soos hierdie skaapwagters uitgaan en almal vertel by die werk en almal waar ons gaan, vertel van dit wat ons gesien en gehoor het. Dat vir ons in die stad van Dawid, Bethlehem, is daar 'n verlosser gebore, Christus die Here. En mag ons saam met die engele sing, eer aan God in die hoogste hemel, en vrede vir die mens in wie hy 'n welbehae het. Kom, o Heilige Gees, en maak daardie boodskap in ons harte helder, sodat ons hier sal uitgaan, Here God, en dit sal verkondig. Here, en sien elkeen van ons wat nie hier is, mag hulle daardie selfde seën en vreugde in harte vanmôre afhaal. Stuur ons, Here. In Jesus naam. Amen. Dankie broer, suster, ek gaan en jy geseënde Kersfees donderdag. Wat ook al julle gaan doen, geniet dit en alles wat goed is. Amen.